Hemelse Vader, wanneer ons vanoggend by U kom stil word, kom sit, dan wil ons dankie sê. Dankie dat die feit dat U ons sondes vergewe, dat Christus aan die kruis gesterf het, vir ons 'n nuwe lewenssin, 'n nuwe bestaan, 'n nuwe lewenslus gee. En Vader, al voel dit nie altyd so nie, al verstaan ons nie altyd nie, dat ons in die woord kan weet en kan leer, maar U is daar. U is teenwoordig, U stap saam met ons. En waar ons vandag met ons lydingstyd begin, Hemelse Vader, wil ek kom bid, wil ek kom pleit, laat U vir ons 'n lydingstyd sal gee, waar ons U genade sal beleef, waar ons sal sien hoe ons groei, hoe U ons verander, hoe ons meer soos U word. Vader, laat U vir ons die moed sal gee, om U te gaan soek. Die moed sal gee om hierdie pad te loop en die dinge wat ons dalk terughou, die dinge wat ons neerdruk, die dinge wat ons elke dag swaar mee dra, sal gaan neersit. By U voete, by U kruis. En Vader, waar ons vanoggend dan ook hier begin, kom bid en pleit ons dat U woord sal oopbreek. Dat U genade oor ons sal spoel en dat ons sal beleef hoe U teenwoordig is. Hoe U praat. Jesus Christus, spreek U nou, want die kinders het kom luister. Amen. Vanoggend lees ons uit Lukas 23. Nou, Lukas 23 is die begin van ons gedeeltes, wat ons die volgende paar weke na gaan kyk. Gedeeltes waar ons dan in die volgende 6 weke, 7 weke gaan kyk na, wat is Jesus se 7 kruiswoorde? So ons spring so 'n bietjie die pad tot daar vorentoe en ons kyk maar wat het Jesus gesê? Hoekom is die kruis Paasnaweek vir ons so 'n belangrike geleentheid? So 'n belangrike ervaring. En vandag begin ons met die kruiswoorde en ons kyk na die eerste een wat ons dan ook kry in Lukas 23. Ons gaan daarvan vers 26 af lees. Laat ons net die konteks van die hele gedeelte dan ook kry. As ons kyk na die wêreld voordat ons lees, voordat ons saam kyk. As ons kyk na die wêreld om ons, dan sien ons baie keer ongeregtigheid, onregverdigheid wat gebeur. Baie keer sien ons hoe daar geweld, hoe daar lyding in die wêreld voorkom en eintlik is daar nie regtig 'n rede daarvoor nie. Daar is 'n regte rede om te sê dit het gebeur omdat. Dit het gebeur sodat nie. Nee, dit gebeur net hoekom, want mense tree so op. En hierdie dinge wat gebeur maak ons baie keer opstandig, dit maak ons kwaad. Dit maak dat ons wil opstaan en iets wil doen. Maar tog as ons werklik gaan kyk na ons eie pyn, ons eie lyding, kom dit baie keer voor nader aan ons lyf. Ons eie pyn, ons eie seer word baie keer gebring deur die mense wat naby aan ons is. Die mense wat ons verwerp, die mense wat ons mishandel, die mense wat ons misbruik, die mense wat ons menswees skend, is dikwels die mense naby aan ons. En dit is die mense wat ons seer laat kry. 'n ma of 'n pa wat jou hele lewe lank kritiseer. 'n man of 'n vrou wat 'n ander slaan, wat die ander slaan of emosioneel vernietig sonder om 'n hou te slaan. Familielid wat jou misbruik, 'n kollega, 'n vriend, 'n vriendin. En dan kom die vraag, as ons hierdie seer beleef, en ons kan nog baie daarby voeg, as ons hierdie seer sien, kom die vraag, maar hoe verwag ons moet ons aangaan met die lewe, as die mense rondom my eintlik as 'n niks werd beskou nie? As die mense rondom my dink maar eintlik doen jy niks nie. Met hierdie wete, met hierdie besef kom die vraag dan, hoe hanteer ek dit? Hoe tree ek op
In 'n wêreld waar ongeregtigheid, waar vernietiging, waar seer deel is. Hoe moet ek my eie seer dra en daarmee saamleef? En is dan wat ons by Lukas 23 die antwoord kry. So kom ons lees saam. Lukas 23, ons gaan van vers 26 af lees. Daar so staan, terwyl hulle Jesus weglei, gryp hulle 'n sekere Simon van Sirene, wat toe net van die buite die stad af gekom het, en sit die kruis op hom, om dit agter Jesus aan te dra. 'n Groot menigte van die volk het agter Jesus aangeloop, onder wie ook vroue wat oor hom getreur en gehuil het. Maar Jesus het na hulle toe omgedraai en gesê, vroue van Jerusalem, moenie oor my huil nie, huil oor julle self en julle kinders, want daar kom dae waarin hulle sal sê, hoe gelukkig is die onvrugbare vrou en die wat nooit 'n kind in die wêreld gebring het of gevoed het nie. Dan sal hulle op die berge sê, val op ons, en vir die heuwels bedek ons. As hulle dit met die groen hout doen, wat sal hulle met die droë hout gebeur? Daar is ook twee ander, albei misdadigers weggelei, om saam met Jesus tereggestel te word. Toe hulle by die plek kom wat Kobbeen genoem word, het hulle hom daar saam met die misdadigers gekruisig, die een aan sy regter en die ander een aan sy linkerkant. Toe sê Jesus, Vader, vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Hulle het sy klere verdeel deur te loot. Die volk het daar gaan staan en kyk, hulle raadslede het hom ook uitgelag en gesê, ander het hy gered, laat hy homself red as hy die Christus is, wat deur God uitverkies is. Ook die soldate het vorentoe gekom en hom bespot. Hulle het vir hom suurwyn aangebied en gesê, as jy die koning van die Jode is, red jouself. Daar was ook 'n opskrif bokant hom, dit is die koning van die Jode. Een van die misdadigers wat daar gehang het hom gelaster deur te sê, is jy dan nie die Christus nie? Red jouself en ons ook. Maar die ander een het hom tereggewys en gesê, is jy nie bang vir God nie? Jy ondergaan tog dieselfde straf as hierdie man. In ons geval is dit regverdig, want ons ontvang die verdiende straf vir ons dade. Maar hierdie man het niks verkeerds gedoen nie. Verder sê hy, Jesus, dink aan my, wanneer u in u koninkryk kom. Jesus antwoord hom, ek verseker jou, vandag sal jy saam met my in die paradys wees. Ons lees net tot daar vanoggend. Om hierdie gedeelte in sy volheid te verstaan, te besef, wat Jesus hier deurgaan, wat hy verduur, is dit nodig dat ons moet verstaan waar Jesus se pad begin het. Waar hy dit begin loop het. Jesus het baie goeie tye in die wêreld gehad, baie goeie tyd in sy lewe gehad. Hy het 'n tyd gehad waar hy wonderwerke gedoen het. Tye wat mense verstom was oor hoe kragtig hy preek. Tyd wat mense gewonder het, maar wie is hierdie man werklik? Waarin lê sy gesag? En tog, as ons verder kyk in die evangelies, dan sien ons dat hierdie goeie tye nie net daar was nie, maar dat daar ook slegte tye was. Tye waar Jesus weerstand ervaar het, waar daar weerstand was teen wie hy as persoon was, maar ook sy boodskap. Dat daar komplotte teen Jesus gesmee is deur die godsdienstige leiers. Dat die skare begin wonder het oor Jesus. Nie in die goeie manier nie. Dat daar verdeeldheid in sy disippelskring gekom het. Dat een hom verraai het, dat 'n ander een hom verloon het, en uiteindelik almal weggehardloop het. En nou, in ons gedeelte vandag, hang Jesus aan die kruis alleen. As ons hierdie feite sien, dan lyk dit werklik of dit wat hier gebeur is, nie deur God daar gesit is nie, maar dat die duiwel hier oorwin het. Dat hy dit reg gekry het om Jesus plat te slaan. En dan kom ons tot by die vraag, maar is dit hoe geregtigheid lyk? Is dit wat God wou hê? Is dit hoe 'n knegg van God behandel word? Is dit hoe hy moet behandel word? Is hierdie die punt waar God die duiwel se stem stil maak, of nie?
Wanneer Jesus hier aan die kruis hang, dan besef ons dat hy omring is met boosheid. Die misdadigers om hom. Onder die kruis aan sy voete staan sy vyande, sy spotters. En dan kom Jesus in hierdie omstandighede, in hierdie pad wat hy geloop het, in hierdie situasie waar hy met boosheid omring is. En sy uitdrukking van hierdie worstelstryd is 'n gebed. 'n Gebed wat nie lank is nie, maar 'n gebed wat net 'n paar woorde vat. Het Jesus iets gedoen, verkeerd gedoen om hierdie te verdien, om hier te hang? Nee. Hy het nie ingepas by die mense rondom hom nie. Daniel Simonson skryf in sy boek Waar is God in my lyding, sê hy die volgende: in 'n sekere sin reageer ons as Christene dikwels met meer negativiteit as ander. Want diep binne ons glo ons dat God se getrouheid ons van die onaangenaamheid van die lewe sal bewaar. Ons glo diep in ons hart dat ons geloof 'n versekeringspolis is teen die hartseer van die lewe. Hierdie skrywe van hom sê iets van hoe die onskuldige lyding beleef word by mense. Want dis wat Jesus hier is, 'n mens wat onskuldig daar hang. Is ons geloof 'n versekeringspolis? Verseker nie. Onskuldige lyding word in verskeie dele van die Bybel oor gepraat, daar word geworstel daaroor. Daar word hoekom vrae gevra, daar word gevra oor hoekom daar daai wanbalans in die lewe is, hoekom lyding daar is. En as Jesus hier kom, dan beleef hy iets daarvan. En ons kan hierso probeer redeneer en sê, maar Jesus was God, daarom is dit anders. Jesus was ten volle mens as hy hierdie beleef. Daarom kom ons kyk wat Jesus doen. As hy hierdie gebed vir hulle bid, wat sê hy vir hulle? Hy begin en hy sê, Vader, vergewe hulle. Jesus beleef die onreg en tog kom hy nie op die punt om te sê, tot hier toe en nie verder nie, vat alles weg, vat almal weg, dis klaar nie. Hy laat ook nie toe dat die onreg die laaste woord in die wêreld hê nie. Daarom neem hy al hierdie onreg op homself, hy laat sy eie seun nie vernietig word nie, sy stem raak nie stil nie, maar helder, in die middel van die onreg, staan Jesus op en hy sê, Vader, vergewe hulle. In hierdie onreg sien ons dat die genade is dit wat in Christus leef. Selfs terwyl hy besig is om te ly, is die genade dit wat die verskil maak. Wat beteken dit as Jesus sê, vergewe hulle? Die woord vergewe moet ons mooi verstaan, moet ons mooi beskryf. As ons sê vergewe, dan sluit dit in om verwyder, of om te verwyder, of om iets agter te laat. Dis dieselfde woord wat gebruik word in Matteus, as die koning sê, maar jou skuld moet afgeskryf word, daai persoon wat dit nie kon betaal nie. Dit word agtergelaat, dit word gelos, dit word weggevat. Dieselfde woord word gebruik wanneer Jesus sy disippels leer bid en sê, vergewe ons skuld soos ons ook die vergewe wat teen ons oortree het. Vergewe, vat weg, verwyder, los agter. Dis dieselfde woord wat Jesus gebruik het toe hy die nagmaal ingestel het en gesê het dat sy bloed uitgestort is tot vergifnis van sonde. Die wegvat, die verwydering, die vernietiging van die sonde. Die woord vergewe fokus op die skuld van die oortreder, nie op die oortreding self nie. Wat gedoen is, kan nie ongedaan gemaak word nie, daai sonde is daar, daai skuld is daar. Maar die skuld as gevolg van die oortreding wat ontstaan het, dit word afgeskryf, weggevat.
Om te vergewe beteken ten diepste om die skuld te vergewe wat as gevolg van die oortreding daar ontstaan het. Dit weg te vat. Wanneer Jesus hier bid vir sy vyande en sy vriende wat hulle rug op hom gedra het, word dit duidelik dat geen skuld, geen sonde, geen verraad, geen haat so groot kan wees dat dit God se liefde kan uitblus nie. Niks is so groot dat God se liefde dit nie kan verander nie. Dit berei die weg voor vir mense wat Jesus volg om God se liefde te laat skyn. Sodat mense wat hopelose situasies beleef kan sê, maar my verlosser het dit gedoen. Toe niks goed gelyk het nie, niks in sy guns was nie, alles verkeerd was, het hy gesê, maar hier's genade. Kom ek laat skyn sy lig ook deur genade. Christus kom en hy sê, vergewe hulle. Maar dan gaan hy aan en die een ou sê so dit so mooi, hy sê, dan gee Jesus een van die flauwste verskonings vir vergifnis. Hoekom? Want hulle weet nie wat hulle doen nie. Mense wat misdaad pleeg, meeste van hulle, dink voor hulle doen. Baie keer voordat ons verkeerd optree, kies ons. Soms beplan ons in die fynste besonderhede dit wat ons verkeerd gaan doen. Ja, dit klink vreemd om dit te sê, maar gaan dink bietjie daaroor. Ons doen. Fynste besonderhede, hoekom? Sodat my maat nie uitvind nie, sodat my mense in die gemeenskap nie uitvind nie. So ek maak fyn beplanning daarvoor. En ons kies hoe ons feite verdraai. Ons beplan. Ook in ons lewe is daar mense julle wat nie weet wat hulle doen nie. Hulle gee ook nie om nie. Mense wat ons seer maak, doelbewus soms. Soms hanteer soos die geweldenaars Jesus behandel het. En dan moet hulle net een ding weet. Een ding wat daar is wat hulle nie besef nie, en dit is dat God hulle nog steeds lief het. Hoekom tree hulle so op? Want hulle besef nie hoe groot God se liefde vir hulle is nie. En die vraag kom dan, moet hierdie nie ook ons diepste gebed, ons diepste wens wees nie, om te sê, maar Vader, vergewe my vir die kere wat ek nie geweet het, nie besef het, wat ek doen nie. Vergewe my vir die tye wat ek eintlik geweet het en nog steeds dit gaan doen het. Gewe my vir die tye wat ek gedink het ek weet en eintlik niks geweet het. Om deel te wees van hierdie gebed is baie keer nie so maklik nie. Hoekom? Omdat ons vrees vir dit wat 'n gemeenskap gaan sê. Ek vrees hoe die mense rondom my gaan reageer. Ek is bang vir dit wat mense gaan sê. En baie keer weet ons wanneer ons Christus verloon, wanneer ons hom kruisig. Ons weet wanneer ons sondig en tog as ons terugkyk daarop, kan ons nie glo dat ons dit gedoen het nie. Die wonderlike is dat Christus ons deel maak van hierdie gebed. Deel maak van die gebed waar hy sê, Vader, vergewe hulle, want hulle weet nie altyd wat hulle doen nie. Ek wil wel hierdie gebed nog 'n stapie verder gaan. Partykeer is dit maklik om te sê en te weet, maar Here, ek is deel van hierdie gebed, ek is deel van hierdie vergifnis. Maar is ons bereid om die persone langs ons ook deel te maak van hierdie vergifnis? Deel te maak van hierdie gebed. Jesus leer ons nie net om self vergewe te word nie, maar hy leer ons ook om hierdie vergifnis, hierdie onverdiende oorvloedige vergifnis met ander te deel. Jesus se houding teenoor mense wat oortree het, verander nooit nie. Daar is altyd daai ewige liefde
wat uit sy hart straal vir sondaars. En hy kom leer ons om daarmee saam te leef. Matteus 5 kom Jesus en hy leer ons en hy sê, wees lief vir jou vyande en bid vir hulle, vir die wat jou vervolg. Jesus vra nie iets wat hy nie bereid is om te doen nie, want hy het dit gedoen. Hy gee eintlik die voorbeeld en vra vir ons om te volg. Die een ding wat ons egter van vergifnis moet weet, is dat dit moet vra. Vergifnis is nie iets wat uit my eie net daar is nie, dis iets waar ek die Heilige Gees nodig het, waar ek God nodig het. Dit is ook deel van die vrug van die Gees, Galasiërs 5. Vergifnis wat nodig is daar waar ons is. Die hartseer is wel dat ons baie keer nie bereid is om hierdie woorde aan iemand anders te gee nie. Om ook te kan sê, my Vader, vergewe hulle. Het is moeilik om dit te sê as die pyn daar is. En die pyn sit baie keer vir baie lank, baie naby aan die oppervlak. Het is moeilik om dit te sê as ons bitterheid en wraakgedagtes oorneem. Tog as ons hier is en so sukkel, sien ons hoe die eie ek oorneem in daai situasie. Hoekom kan ek nie sê, Vader, vergewe hulle nie? Want ek wil hulle moet rechtvaardig geoordeel word. Ek wil hulle moet eers kry wat hulle toekom. Ek wil eers sien dat goeders reggestel word. Beleef ons niks van God se genade nie, kan ons nie die eie wil laat gaan en God vertrou nie. Dis iets waarvoor ons baie versigtig moet wees. Van nature is ons geneig om te sê, ek vergewe jou. Van nature is dit egter moeilik om daai skuld af te skryf. Van nature is dit nie eenvoudig om met genade op te tree nie. En tog is dit wat Jesus ons wys en ons leer om te doen. Daarom as Jesus hierdie gebed vra, as ons besef wat dit beteken, dan kom daai vraag op, maar vir wie gaan jy die oorhand gee? Ons natuur, dit wat ek wil, soos ek wil, of God se waardes, God se riglyne. Een ding wat ons baie duidelik vir mekaar eintlik begin van die jaar al gesê het, is dat dit vat moed, dit vat guts julle om die Here en sy riglyne te volg. Daarom, wie gaan jy die oorhand gee? Wie gaan bepaal hoe jy optree? As ons volgens Christus se waardes wil leef, dan moet ons leer om 'n genadige mens te word. Ons moet gewoontes aanleer om genade aan ander te betoon. Dit is nie eenvoudig nie, julle, dis nie ons eerste natuur nie. My eerste natuur is, jy het oortree, jy moet straf kry. My eerste natuur is nie, jy het my gespot, jy het my gespoeg, ek het niks verkeerd gedoen, nou laat jy my sterf aan 'n kruis en ek bid, vergewe hulle nie, Vader. My eerste natuur is nie, nadat daar 'n bomontploffing in 'n stad was en 'n pa sy kind, sy dogter in sy hande sien doodgaan, en iemand vra na die tyd vir my, hoe voel jy om te sê, ek is hartseer oor my dogter, maar ek is vir niemand kwaad nie. Dis nie natuurlik nie, julle. Dis nie natuurlik vir 'n vrou nadat sy verkrag is om te sê, weet jy wat, kom ek gaan praat met daai mense nie. Dis honderde verhale van dit. Dis nie ons natuur nie. Maar wie se waardes gaan jy volg? As ons 'n genadige mens wil word, moet ons besef dat ons genade nodig het. Stap 1. As jy besef dat die realiteit is dat jy nie sonder genade saam met God kan loop nie, dan besef jy die waarde daarvan. As jy besef jy het Christus se woorde nodig wat hy sê, maar Vader, vergewe hulle en jy's ingesluit,
En besef jy die vryheid wat daarmee saamgaan, dan weet jy dat jy nie sonder God se liefde kan wees nie. Dat daai verlossing nodig is. En as ek daai verlossing besef, dan kom die genade en dit maak 'n nuwe mens van my. Ons het nou Jesaja 1 gelees. Al was ek skarlakenrooi, U maak my so wit soos wol. Dink ek's verkeerd om maar toe maar. As ek besef dat ek vry is, dat ek nuut leef, dat dit nie uit my eie kom nie, maar dat dit God is, dan is ek ook bereid om te besef, maar weet jy, hierdie genade is nie iets wat ek in 'n boksie bære nie. Dit is nie net vir my nie. Dit is vir soveel ander. Dan raak ons ook mense, genadige mense, wat doelbewus vir ons vyande bid. As jy eendag nie seker is of jy vir iemand kwaad is nie, bid vir hom. Jy gaan baie vinnig agterkom. Het is maklik om te bid vir my ma, vir my pa, vir wie ek lief is, wat dit goed gaan mee, vir wie ek maklik in 'n goeie verhouding mee is. Dit is moeilik om te bid vir Sunny wat my lelike woorde gesê het Vrydag. Hoekom? Kom ek sê vir julle hoekom, want ek wil hê ek moet eers teruggekry word. Eie ek. Maar daai genade is nodig. Daarom gaan maak 'n punt om doelbewus te bid vir die mense wat teen jou opgetree het. Vergewe hulle. Maak jou vry van daai las wat saam met dit kom. Jesus sê nie net los hulle en skuif hulle weg nie, dis die maklike uitweg. Hy sê gaan bid vir hulle. Gaan sit hulle aan God se voete neer. So leer ons om self onregverdige, onverdiende genade van God aan ander te gee. En die realiteit is, julle baie keer doen ons dit, baie keer sê ons, maar weet jy, ek het vir Sari vergeet, vir Sunny vergewe vir dit wat sy gedoen het. Dis reg. Totdat ons mekaar in VKB raakloop. Dan loop ek so 'n draai. Dan ry ek eerder nog 'n draai om die blok voordat ek na haar toe gaan en sê, hallo, hoe gaan dit? Vergifnis is 'n pad wat ons loop, julle. Dit is nie noodwendig iets wat een slag net verby is nie, maar is 'n pad waarmee ons moet aanhou. Wat ons daarmee saam moet gaan. As God vir my en vir jou genade kan gee wat ons nie verdien nie, hoekom kan ons dit nie vir ander gee nie? Wanneer ons genadige mense word, dan skep ons ook geleenthede vir mense rondom ons om heel gemaak te word. Dan skep ons geleenthede, ruimtes, waar mense hierdie genade kan beleef en daaruit kan opstaan en verder leef. En hierdie is nie 'n genade wat ons net oral stort nie, dis 'n genade wat ons weet wat Christus vir ons uit sy liefde uitgee, en daarom kan ons dit ook gee, dit ook uitdeel. As Jesus hierdie woorde vir ons sê, as hy dit aan die kruis sê, dan leer hy ons 'n beginsel, 'n manier van leef wat anders is as die wêreld. Wat anders is as hoe ek en jy van nature wil dink of wil optree. Daarom kan jy hierdie gebed jou eie maak. Kan jy dit aanvaar as God vir jou sê, Vader, vergewe hulle, en sê, maar Here, vergewe my, want ek weet nie altyd wat ek doen nie. Maar kan jy dit verder vat en ook vir die een langs jou, die een rondom jou sê, Vader, vergewe hulle, want net soos ek weet hulle ook nie altyd wat hulle doen nie. Vergifnis is een van die groot goed, hierdie genade is een van die groot goed wat ons anders maak, julle, as almal om ons. As ander mense. Mag ons uitgaan en nie net Jesus se woorde hoor nie, maar dit ook deel maak van wie ons is, van waar ons loop
en waar ons uitleef. Mag U elkeen sy genade, sy onverdiende groot genade, hierdie week gaan uitleef oral waar julle kom. Amen. Hemelse Vader, dankie dat ons vanoggend hierdie gedeelte kan lees, kan hoor en kan besef, maar dis nie altyd so maklik nie. Dis vir ons lekker, dis vir ons maklik om na U toe te kom en sê, Here, vergewe my, want ek het alweer dit en dit en dit gedoen. Maar Vader, wanneer iemand anders weer by ons kom en sê, vergewe my, want ek het dit en dit en dit alweer gedoen, dan wil ons eintlik sê, maar dit is nou klaar. Leer ons hierdie week om U vergifnis ons eie te maak. Leer ons hierdie week hoe groot U genade is, sodat ek vir die mense rondom my kan sê, maar Vader, vergewe hulle ook. Dat ons dit kan afskryf. En Here, ek weet, hier's baie van ons wat nou sit en dink, maar ek is nog nie daar nie, ek wil nog nie, dis nie hoe dit gedoen moet word nie, ek wil dit nie so doen nie. Heilige Gees, verander ons harte. Heilige Gees, tree in en gee dat ons met U liefde, U genade sal leef. Gee dat ons ons eie wil, ons eie besluite sal agtersit en U riglyne sal volg. Vader, laat ons U riglyne ten volle sal volg. En Vader, waar dit moeilik is, waar daar plekke in ons lewe is waar vergifnis nodig is, kom bid ons en kom vra ons dat U werklik ook daar vir ons sal help. Help ons om te vergewe. Help ons om by ander vergifnis te gaan vra waar dit nodig is. Help ons om werklik daarso te wys hoe leef kinders van U. En dat ons deur dit 'n verskil sal maak. Dankie dat U genade so groot is, dat ons dit van U kan vra. Heilige Gees, ons bly dat U in hierdie tyd in ons sal werk, verandering sal bring, sodat ons met alles U sal dien, U sal loof en U sal eer. Amen. Ons nou geleentheid om die Here met die offers te dien.